Welkom by Suiderparel se parkeersessies, waar ons so nou en dan 'n paar gedagtes parkeer. Ons is by Suiderparel se parkeringssessies en saam met my in die kar wat dit waag vandag is Ferreira. Ferreira, hoe gaan dit met jou? Het gaan baie goed met my, dankie. Het is lekker om hier te wees. Het is lekker om hier te wees en dit is nie so warm buite nie, so ons kan actually in die kar sit en nie doodgaan van die hitte nie. Ferreira, dit was 'n baie lekker kwartaal gewees en ons het die voorreg gehad om 'n paar goeie aandienste te hê. Wat van hierdie kwartaal vir jou uitgestaan? Ek dink as ek een sinnetjie moet vat van die hele kwartaal waar ons 'n klomp groot topics gehad het, geloof, twyfel, wonderwerke, is daar eintlik 'n baie eenvoudige sinnetjie wat vir my uitstaan en dis die aand wat jy gepreek het, toe sê jy wees daardie een. Eintlik iets van om tussendeur al hierdie vrae, tussen al die onsekerheid, tussen miskien 'n klomp geloofsvrae, 'n klomp bestaansvrae, nog steeds te sê, maar ek het nie al die antwoorde nie. Maar as daar iemand is wat voor my is wat nood het, iemand wat voor my is wat die Here se liefde nodig het, ek moet daardie een wees. Ten spyte van al die vrae en dinge wat in my lewe aangaan, om eenvoudig daai call te maak om te sê, wel, ek gaan opstaan, ek gaan help, ek gaan doen wat ek kan met die gawes, soos die Here vir Moses vra, wat het jy in jou hand, om te sê, maar hey, wat het ek in my hand? Okay, ek het iets om te bied. Ja, dit is nogal interessant, want dit was my interessante journey, want ek het nie verwag daai ding gaan so land nie, en dit wys jou presies hoe die Here werk met goed. Die ander ding wat vir my nogal great was, is, dit was my lekker gewees om te luister toe ons vir Grant Lottering hier gehad het, en hoe hy sy getuienis gee, en dit eintlik so mooi inpas by ons kerk se lese vir Christus, mekaar en ander. En ek wonder baie keer wanneer ons sukkel en wanneer dinge swaar gaan, of ons altyd daai hoed op sit, dat ons regtig eers dink aan ander mense, want wanneer dit swaar gaan, dan wil ons eers aan onsself dink. Dit is eintlik maar soos 'n kind wat seer kry, ons huil en ons maak almal net eers binne te fokus, en ons moet 'n bietjie vir meer as dit lewe, so dit was nogal vir my 'n wow moment gewees. Die ander ding is, ons is nou in lydenstyd, so ons is nou in 'n tyd, ek dink as ek nou mooi gaan kyk in die kalender en alles, en ek kan wel 'n bietjie verkeerd wees, so jy my help, is ons min of meer op daai tyd waar dit die mense is op pad, as ons nou teruggaan na Markus toe, na die feestyd, en amper na Paasfeestyd toe, die mense beplan om Jesus dood te maak, en dan besluit hulle gaan dit nie nou doen nie, want daar's 'n fees op pad, en dan wil nie mense ontstel en 'n fees spoil nie. Maar dis eintlik 'n moeilike tyd, amper 'n wagtydperk vir iets wat aaklig is, wat gaan gebeur op iets amazing. As jy hoor lydenstyd, wat sê dit vir jou vir vandag, vir ons vandag? Want ek dink dit is maklik om dit te preek en hier uit te sit, maar ons moet begin life applicable wees, goed, so hoe sê jy dit apply? Wat sê jou teorie wees? Ek dink lydenstyd is 'n tyd waar ons op 'n manier vereenselwig met Jesus se lyding, maar lang lyding, nee, sy swaar kry. En om te sê dat ons sit eintlik ons behoefte vir gemaklikheid en gemak sit ons vir 'n tydperk vir 40 dae kant toe. Dis kom die tradisie is om iets te vas in hierdie 40 dae, om iets wat vir jou lekker is, iets wat vir jou dalk baie waarde dra, op te gee en dit te ruil vir, ek wil eintlik sê, die teenwoordigheid van Christus, om daai tyd of aksie op te gee en te sê, maar ek gaan dit gee vir die Here. En ek dink dit help ons om nommer 1 te verstaan dat dit wat die Here vir ons gedoen het, was nie sommer net 'n goedkoop oefening gewees en hy was God en dit was vir hom maklik gewees nie. Ek dink aan, daar's 2 goed in Markus 14 wat vir my net, die een is die laaste maaltyd. Jesus weet wat kom, sy verraaier sit aan tafel, hier sit en eet hy saam met hierdie mense en hy letterlik almal gaan hom drop. Ek dink is net Johannes wat by die kruis agtergebly het na die tyd. Almal gaan maak hy dit nog steeds special, nee. En hy sit daar en hy eet saam met hulle en daar's vir my so 'n mooi stuk
genade net in daai prentjie om te sê maar Jesus kom sit wel saam met my en jou ook, want ons het hom ook al baie gedrap en ons het ook al baie keer weggehardloop en die Here kom sit nog steeds by die sondaars, by die swakkes en hy kom eet saam. Ek dink jy help my eintlik daarmee, want ek dink een van die mooi goed vir my van hierdie tyd is dat 'n mens tyd kry 'n bietjie by die rou stil te staan. En ek dink Markus 14 asseblief gaan lees dit as jy 'n kans kry. Daar's 'n paar goed wat gebeur. Ek dink aan die vrou wat die olie oor uitgooi en dan word sy al eintlik uitgehaal oor dit want dit is vir haar kosbaar. So daar's hierdie momente wat stil staan en tot by die moment waar Jesus verraai word en soos jy net reg sê die disippels omdrap. Hy het hulle vra bly wakker en die ouens kon nie eens wakker bly nie. Maar binne in dit is daar ook die risiko dat ons in hierdie tyd meer excited is oor die lang naweek wat kom om weg te gaan as wat ons opgewonde is om te vier dat Christus die dood oorwin het. En ek dink dis 'n ding wat ek baie keer myself in struikel, want dis maar 'n westerse gebruik. Maar daar's iets van die nagmaal wat vir my mooi is. Dit voel vir my so of daar was nie 'n datum gekoppel daaraan. Dit voel vir my so daar was dis 'n moment, ongeag van hoe dit voel om die tafel. Ongeag of jy weet wat die atmosfeer is om die tafel, Jesus gesê, hierdie gaan ons nou doen. So jy help my daarmee, baie dankie. Ek wonder sommer nou, as ons nou weer volgende keer gesels, dan moet ons bietjie hierdie ding van die kruisiging aanpak, want ek dink dis iets wat ons baie keer net hou vir 'n Paasnaweek en dan gaan ons aan, maar vir Kersfees het ons 'n 3 maande lead-up. So ons het 3 maande lead-up vir die geboorte, maar net 'n week se tyd wat ons gee aan die kruisiging en daai dink ek is iets wat ons bietjie oor kan gesels. Vrydag was lekker geweest met jou gesels. Ek gaan nou uit my kar uit klim en dit raak redelik warm. Ek hoop jy het So, Matt, welkom by ons parkeringssessies. Is lekker 'n bietjie mee te gesels. Die hele idee van hierdie parkeersessies is dat ons bietjie in die parkering sit en net parkeer by dit wat gebeur het en nog moet gebeur en besig om te gebeur. So, nie carpool karaoke nie. Dis nie carpool, maar jy kan sing as jy wil. Ek meen dat jy 'n nommertjie vir ons wil gee daar. Nee, nog nie. I don't feel very musical this morning. Maar gepraat van sing, maar dis jou eerste kwartaal by ons. Wat het vir jou uitgestaan van hierdie kwartaal by Suiderparel gemeente, veral met die aanddienste? Ja. Ek dink julle het regtig 'n baie cool community al create. Dis nou ons, nee, en dan nou. Fair enough, maar ek was toe nog nie deel van dit in die begin nie. So soos voor my het julle baie cool ek kan nou sê ek het die hele community gemaak. Nee, voor my het julle regtig 'n baie cool community create en so welcoming mense, my net baie tuis laat voel. So is baie maklik om in te skakel. Ek dink ons het obviously groot drome vir die aanddiens. Ja. Massive drome. En ek dink ons wil selfs ek maar partykeer 'n bietjie stop want are we serving ourselves or are we serving ja, ek kan myself nou verloor in die ene. Nee, maar ek hoor dit. Die ding is mense kan vinnig in die gat val dat jy actually so groot wil gaan met 'n aanddienste dat jy eintlik maar meer fokus op die hype, fokus op die God agter dit wat ons doen, nee. En ek dink dis die gevaar baie van ons het. Ons is so besig met daar's 'n sin wat ek nie van hou nie, maar ek gebruik hom so baie. So besig met dinge van die Here dat ons die Here van die dinge vergeet. En veral in hierdie tyd. Ek meen ons is nou in 'n lydenstyd, ons is op pad na Paasfees toe. Maar voor ons oor daai begin chat, wat het vir jou uitgestaan van hierdie kwartaal? Watse diens of wat het vir jou uitgestaan? Kan enigiets wees? Ja, ek dink almal was baie sterk. Ek dink die topics wat ons aangeraak het was massive. Baie, jy kan jare spandeer aan een van hulle geloof, twyfel. Maar wat vir my mooi was van hoe julle dit approach het, was dat jy het net daaraan geraak en mense laat dink daaroor. Want ek dink op die ou einde baie keer dink ons die kerk is so half verantwoordelik vir ons geloof. Dat en dit feitelik kan net nie waar wees. Jy is net 'n uur hier 'n week. So as jy kan nie baie so ver kom teoreties met dit. So ek dink die verantwoordelikheid lê by die individu om daai sacrifice te maak. Dis nog 'n ding wat ons van gepraat het in die kwartaal. Om die sacrifice te maak van jou tyd, jou gemaksones dalk. Om uit te figure wat jy regtig daarvan dink. Hoe dink jy oor twyfel en geloof?
And that's only gonna happen, Ferreira sal sê, in jou binnekamer. So tyd te spandeer in die woord. So ja, dis wat vir my uitgestaan het, die konsepte, maar dat ek dink dit is die individu se verantwoordelikheid om hierdie goed uit te figure. Dit is nie jou dominee se. Hulle gaan jou help en daar kan baie powerful goed daar deur gebeur, maar dit is nie hulle verantwoordelikheid vir jou geloof nie. So ja. Ja, ek dink jy raak eintlik in so lekker ding is en ek dink dit is almal se issue, nee. En ek meen selfs vir ouens wat preek en worship doen, as jy werk na een event toe, jy werk na een moment in jou week toe. Maar is dit waar dit bly? En wat baat dit bly net daar? Net so vinnig so ter afsluiting gou oor worship. Ek meen worship is natuurlik iets wat ons verskriklik lief is voor by die kerk en dit is presies wat jy doen. Ek meen dit is waarvoor jy aangestel is. Gee gou 'n bietjie jou gedagte oor dit, oor worship. Hoe sien jy die konsep van worship? Gesien dat ons iewers nou weer gaan musiek maak. Ja, ek dink first and foremost dit is 'n tool. Dis 'n tool wat die gemeente gebruik om eenheid te maak, eenheid te create tussen in die gemeentes, want ons sing saam, ons sing dieselfde woorde, we're proclaiming the same thing, so we're building that bond. Ek dink is 'n tool wat die Here gebruik om te praat met sy kinders. Maar dan nog worship was nog altyd vir my 'n super ironiese ding, want dis 'n joyful noise, sê die Bybel, maar dit bly geraas. Dit is fisies geraas, dit is, ons hoop dit is mooi, ons hoop dit is mooi, maar dit is geraas, maar baie keer is dit die eerste keer wat die gemeentelede actually stil raak. So dis geraas wat stil te maak, en ek dink in daai kontras is waar die waarheid lê. En dis waar God jou kom ontmoet. Exactly. Dis waar jou gedagtes kry kans om bietjie net. Jy kan nie nou dink aan die kos wat jy in die oond het as jy die woorde moet vang en moet pitch en moet. So ek dink dis hoekom dit nog altyd vir my net as 'n individu nog so spesiaal was. Dit is musiek, is my hobby, dit is my werk, dit is alles, maar daai kontras is vir my super belangrik. So dis wat dit is. Ons hoop natuurlik om die band massive te maak. Jy het daai plug. Jy wil daai plug hê. Ons kort mense asseblief. Ons het gister 'n meisie gehad wat baie mooi sing. Sy's deel, ons het 'n vioolspeler. I mean, we're getting there. Maar bitter baie dankie. Dankie vir jou moeite, dankie vir jou hart. Dankie dat jy bereid is om deel te wees van die span en dit is lekker. En ek hoop ons kan binnekort weer saam in 'n parkering sit en 'n bietjie gesels oor. Ek dink ons volgende chat 'n bietjie gaan oor Paasnaweek. 'n Bietjie gesels oor die kruisiging en wat dit beteken vir elkeen van ons en ook hoe ons rondom dit kan manage sodat dit nie net die uitsien na 'n lang naweek is nie, maar eerder na iets baie dieper is dit. So ek hoop jy 'n lekker dag. Cheers.